Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. Ek praat die ander dag met my ma, een van my jonger boeties. Ek wil nou eintlik lekker giggel, want blykbaar was hy 'n baie rustige, soet baba. Maar hy het een streek in hom gehad. My ma sê vir hom sê, Werner, moenie op daai koffietafel klim nie, want jy gaan afval. Maar dan met oë geknoop met my ma sin, lig hy sy lyfie, hy vat in die tafel en dan klim hy daarop. Vriende, ek wonder of God soms so 'n scenario sien en dan dink met sy eie kinders. En ek was toe redelik verbaas om nie net een, maar meer Bybelverse te kry waar God na sy volk verwys as hardnekkig. En hierdie hardkoppigheid, hardnekkigheid, beteken om geestelik onbuigsaam te wees, rebels op te tree en onwillig te luister. Maar gelukkig vriende, is hierdie nie die hooftema in die Bybel nie. In fact, die aantal verse oor God se liefde, oor God se genade, oor God se vergifnis, tramp hierdie met lof. Ons Bybelbelofte vanoggend lê in 'n kort verhaal, 'n redelike bekende verhaal ook. In Matteus 19 lees ons van 'n ryk jong man wat aangehardloop kom na Christus toe. Die man gaan val voor Christus neer. Rabbi, wat kan ek nog doen om die ewige lewe te kry? Jesus sê vir hom, onderhou die gebooie. In Lukas 10 lees ons ook so 'n verhaal. In kort, 'n wetgeleerde vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus vra toe vir die man, wat staan in die wet? En die man antwoord, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Christus antwoord toe, doen dit en jy sal lewe. Vriende, die 10 gebooie wys vir ons hoe God wil hê ons moet leef. En dit help ons om reg te leef teenoor God en ander mense. En die Bybel maak dit baie duidelik dat deur die wet kan ons actually sien wat sonde is. Maar terug na die ryk jong man toe en die beautiful, kragtige woorde, hoopvolle woorde van Christus. Ons Bybelbelofte vanoggend, Matteus 19 vers 17. As jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Vriende, God het sy wet gegee vir ons sodat mense geseënd kan wees en hom kan leer ken. En hy wil hê dat die wet ons help om in 'n liefdevolle en reddende verhouding met hom kan leef. Liefdevol, reddende, ewige lewe. Klink hierdie vir jou na negatiewe, lelike intensies? Vriende, dink vir 'n oomblik hieraan, terwyl ons luister na hierdie hartroerende, pragtige lied. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away, no more tears. And one day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. On that day, and one day we'll be free, free indeed. Jesus, one day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day.
to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans Lewende Beloftes. Ons Bybelbelofte vir oggend, Matteus 19 vers 17. As jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Voor ons daai vraag antwoord waarna ons gekyk het net voor die lied, hoor net gou hierdie. Die Bybel spreek 'n seën uit oor almal wat in die wet van die Here wandel. Psalm 119 vers 1. Wie se behaag in die wet van die Here is en oordink dag en nag. Psalm 1 vers 2. Die seëninge op gehoorsaamheid is talryk, insig en wysheid. Psalm 119 vers 98 en 99. Vrede. Psalm 119 vers 165. Geregtigheid. Deuteronomium 6 vers 25. 'n ruim en kuis lewe. Spreuke 7 vers 1 tot 5. Kennis van die waarheid. Johannes 7 vers 17. Beskerming van siektes. Exodus 15 vers 26. Langlewendheid. Spreuke 3 vers 1 en 2 en dan ook hoofstuk 4 vers 10 en 22. En die versekering dat 'n mens se gebede verhoor sal word. 1 Johannes 3 vers 22 en Psalm 66 vers 18. Vriende, God nooi ons almal uit tot gehoorsaamheid. Hy beloof oorvloedige seëninge en wanneer ons positief reageer, vriende, dan word ons sy eiendom, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, bo al die nasies van die aarde, die kop en nie die stert nie. So terug na ons vraag toe, klink hierdie vir jou na negatiewe, lelike intensies? Nou, huisvriende, ons lees in Exodus 20 en dit word ook herhaal in Deuteronomium 5. En God het gesê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Klink dit na iets wat kan help om 'n verhouding tussen jou en God te groei en te versterk? Jy mag nie voor gesneede beelde neerbuig en hulle dien nie. As ek God liefhet, klink hierdie een doenbaar. Jy mag nie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie. Ek dink as ons eggenote, ons mans of vrouens, kind words verwag, is hierdie iets wat ons definitief kan toepas wanneer ons in 'n verhouding is met die almagtige Skepper God. Wat dink jy? Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk, maar die 7de dag, Sabbat, mag jy geen werk doen nie. Wanneer mense in 'n verhouding is en daar is 'n dag wat die ander persoon wil hê jy moet afvat van alles, al jou weeklikse dinge, jou stres, alles, en net spesiale tyd saam hulle spandeer en gespoil word. Vriende, hierdie klink vir my na 'n bonus. Eer jou vader en jou moeder. Hoeveel van ons loop met seer binne ons, omdat ons nie ons ouers wil vergewe, of kan vergewe wat ons dink?
of hulle laat vergeet oor slegte dinge nie. Imagine dis moontlik om dit reg te kry, want dit is actually. Dink u hierdie is 'n deel van die wet wat voordelig is vir jou eie hart? En by the way, hierdie sluit jou skoonouers ook in. Jy mag nie doodslaan nie. Ek kan jou beloof, as jy al met die Here iewers 'n verhouding gehad het, maak nie saak op watter level nie. Iewers begin jy agterkom, as kinders, diere of ou mense seer kry jou hart actually seer. Dink jy God wil ons hier beskerm van seer om te sê, moenie bloed op jou eie hande hê nie? Jy mag nie egbreek nie. Daar is seker nie 'n groter seer vir 'n mens wanneer die persoon wat jy die meeste vertrou, die veiligste by voel, jou vertroue verbreek deur egbreek nie. Om hierdie deel te maak van die wet, dink jy God wil ons beskerm van hierdie vreeslike seer? Jy mag nie steel nie. Vriende, wanneer iemand steel, word vertroue gebreek. Dit breek verhoudinge af. En sonder vertroue val gemeenskappe, besighede en selfs families in mekaar. En sonder hierdie vertroue is daar 'n gevoel van vrees en onveiligheid. Dink jy God wil hê ons moet veilig voel? Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou ironies genoeg, society kan slegs funksioneer wanneer daar waarheid is, veral in dinge soos wette en reëls, konflik as ook besluitneming. Dink jy die Skepper God is 'n God van orde? En besides, ek het al so baie gehoor van mense wat mal raak, omdat hulle net nie meer kan bybly met hulle eie leuns nie. Hierdie leefstyl is die teenoorgestelde van die vrede wat Christus ons beloof. Jy mag nie begeer nie. Iemand het hierdie een keer vir my so eenvoudig verduidelik. As jy begeer, kan dit lei tot steel. As jy begeer, kan dit lei tot egbreek. Dit kan lei tot jok, ensovoorts, ensovoorts. Begeer kan actually ook die eerste 4 breek. En dan klink jy so Satan. Ek wil God wees. Vriende, wat aan hierdie wet van God is vir jou en my sleg? Wat weerhou ons van 'n oorvloedige lewe? Die kort antwoord, niks. Die lang antwoord, ja, daar kom 'n tyd wanneer die kinders van God wat die gebooie van God in hulle harte bewaar, vervolg gaan word. Yes. Maar die reward gaan so worth it wees. As jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie van God. Vriende, ek wil daai ewige lewe so graag hê met alles wat ek het. As kinders van God verlang ons na die dag wanneer Jesus Christus ons gaan kom haal. Die ewige lewe, daar waar geen dood, seer of sonde meer gaan wees nie. Nooit ooit weer nie. Hebreërs 10 vers 16 sê vir ons, ek sal my wette op hulle harte gee en dit ook in hulle verstand skrywe. Vriende, ons God is genadig, lankmoedig en hy roep sy volk altyd terug na hom toe. Het jy al die wet gebreek? As jy het, vat dit na God toe. Hy is so getrou en regverdig en sal ons van ons sondes vergewe. Vat dit net, bely jou sondes, want dis 'n belofte. 1 Johannes 1 vers 9. Gehoorsaamheid aan God se gebooie is gegrond in liefde. Dit is deel van die weg tot die ewige lewe. Vriende, wil jy die ewige lewe hê? Werklik? Onderhou die gebooie van God. Want ons het hom lief, sê Johannes, omdat hy ons eerste lief gehad het. En ons God, vriende, wil net die beste vir ons hê. Ek wil jou graag uitnooi, as jy 'n Bybelvraag het oor die wet van God of graag dieper studies verlang, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org. Maar ook vriende, ons wil graag saam met jou bid, of vir jou bid vir iemand anders. Stuur vir ons 'n WhatsApp, 060-248-1172. 060-248-1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here, voordat ons na U gesoek het, voordat ons U kon dien, het U ons met 'n ewige liefde omhels. En U liefde is heilig en rein. Vader, U wys vir ons hoe om lief te hê, deur U woord en deur die wet wat op ons harte geskrywe is. Vader, U gebooie is nie swaar nie, dit is vol wysheid, dit is goedheid en is veilig. Maar help ons, Here,
om U nie net met woorde lief te hê nie, maar ook deur gehoorsaamheid, deur U gebooie te eer. Nie net uit plig nie, maar uit liefde. Vader, mag die Heilige Gees ons lei en laat wandel in U paaie en die karakter van Christus aan almal reflekteer om ons. Mag elke hart vanoggend saam sê, Vader, ek het U lief. Here, ek kies om U te volg. Ek wil U wet eer. Ek wil U gehoorsaam en in liefde leef soos Jesus geleef het. Here, dis my gebed vanoggend in die naam van ons Verlosser en Koning, Jesus Christus. Amen.